Het gebeur min dat ek in studio kuier doen, maar dan die voordeur sluit vir veiligheid. Hallo Gerda, hoe gaan dit vanoggend? Moet ek dit nie vra nie? Nee, dit gaan goed met my. Ek het nie klagtes nie, dankie. Ek was gisterand 'n bietjie bekommerd geweest op 'n stadium toe jy vir my WhatsApp en sê jy word aangehou by die town sub. Hulle weier om jou te laat uitgaan. Wat presies het gebeur? Wel, Quentin, ek dink ons moet teruggaan na die begin toe. En ons moet net besef dat die CW areas geweldig al ewig die kortste indraak. Jy loop nou al 'n baie lang pad saam met ons en die laaste 7 jaar van 2018 wat dit nou die eerste keer ontplof het en toe nou weer 2024 en toe nou weer hierdie jaar en ons uit elke winter is dit 'n probleem. En die pleisterplak, die band-aid effek wat hulle nou nog heeltyd op substasie doen, downsub doen, is nou besig om totaal en al in te gee. So die substasie is op sy laaste, die feit dat die kontrakteur nie Bash Electrical nie meer daar is nie en hy is weggejaag omdat hy nie gedoen het wat hy moes doen nie ten spyte van die geld wat hy betaal is. Ag en so kan ons aangaan en hoeveel keer sê die wanbestuur en geen onderhoud nie. So dis 'n holgeryde paard wat ons nou al sê en almal weet dat dit die munisipaliteit se mislukking is, dat dit is waar dit is. Maar dit maak nog steeds nie reg deur wat die mense tans gaan nie. Ja. En ek het begrip vir dit wat hulle sê en doen en my hart gaan uit vir hulle en dit is hoekom ek vanoggend nog steeds daar was om te gaan hoor of daar 'n update is ten spyte van wat gisterand en gister gebeur het. Nou, as ons moet nou terugbeweeg, Eskom het ingekom en hulle het nou oorgevat en hulle het nou die substasie nou vir die tweede keer nou ingekom en kom regmaak. En daar het al soveel kontrakteurs in die substasie gewerk dat die een nie weet waar die agterkant en die voorkant is nie. En dan gaan ek in Pieter nou, maar in Eskom het toe nou reël gesê dat hulle wil nie enige buitestanders, of dit nou raadslid is, wil hulle nie meer daar binne hê nie, want hulle het nie toegang beheer nie, en almal loop net in en uit, en dis wanneer die moeilikheid veroorsaak. Toe het hulle nou toegemaak, en ek het dit toe nou reg gekry Vrydag om te sê, dat ten minste die wijksraadslid, Councillor Pieter Verbeek en myself, die PA-raadslid, ten minste toegang het tot die substasie, want die munisipaliteit gee nie updates nie. Ja, so, vandat hy nou weer verlede week in Woensdag nou begin brand het, tot en met vandag, was daar 2 keer weet 'n notice uitgegee deur Mflen om te sê die update en dit sê ook nie veel nie. Ja. Intussen vra die mense en hulle wil weet wat aangaan. En dan is ons nou, ek en Pieter nou maar daar en ons gaan hoor nou maar wat die update is. Nou, wat ons dan nou terugvoering gee, is dit wat ons dan nou van electricians dan nou afhoor en dis min laat Eskom self met ons praat want hulle wil nie sommer met ons praat nie. Nou, ja, daar was gesê dat al die kabels is vervang, die kontrolpanel is reg, al daai tipe van goed het hulle nou gedoen, dit was oor die naweek gedoen, Saterdag, en daar was Sondag toe nou gekom, en Sondag het toe nou gegaan, en daar is toe nou nie krag nie, en Mfuleni, die tweede keer wat hulle 'n notice uitsit, sê toe nou, daar sal teen 9:00 Sondag aand krag wees, en dit het gekom en gegaan, en dit toe nou nie gebeur nie. So, Maandag is ek en Pieter toe nou weer op ons pos, en ons het gaan hoor vir 'n update, en dit het toe nou aan die lig gekom, dat die breker, die een breker, nie 6 breikers, soos wat die ronde deurgaan op die voice note nie, een breker, sy bedrading en goed, en die transformer se drade stem nie ooreen met mekaar nie. En daar's nie 'n drawing vir die een nuwe breker wat hulle moes vervang het nie, want onthou, ek het vir jou gesê, die breker moet vervang word. Ja. So hy is vervang en die nuwe breker het toe nou 'n drawing gehad nie. So beteken daar's nie, en die electricians en die tegniese ouens sal weet wat sê 'n drawing, en dit het my nogal 'n paar minute gevat om te snap, want ons is nie tegniese mense. Ja. En die Mfuleni electricians het onmiddellik aan die werk gespring en hulle het laat die drawing laat kon word gistermiddag 1:00 en toe het hulle begine werk. Nou, gisteroggend toe ons daar was, toe ek daar aangekom het die electrician vir ons gesê dat hulle het Mfuleni, 'n kontrakteur, laat vra, 'n specialist om uit te kom. Nou kom die woord specialist nou in hakkies nou gesit. En hy is op pad en ek was daar gewees tot hy daar aangekom het gisteroggend. En hy het begine werk. So, die electrician en myself was daar gesê, daar is 'n specialist op pad en hulle gaan werk. Ja. En hy was die hele dag daar gewees tot en met gisterand wat ek toe nou weer daar aangekom het 4:00 die middag, want ek het elke 2 ure 'n update gaan vra, want dit help jy loer oor sy skouer nie. Weet, dit vat werk. Ja. En teen gisterand het ons nou uitgevind, maar hy is nie, weet,
dis nie die is 'n spesialist nie, maar hulle maatskappy spesialiseer in daardie veld. So as jy daarin spesialiseer, wat is jy dan? Ja. Jy is 'n specialist. So net om daai mite dan nou weg te kry. En hulle het nou die goed bedrading gekry, alles is reg volgens die drawing, die twee is met mekaar verbind, hulle het met mekaar gepraat. Ek het 2 keer my as weggeskrik terwyl hulle die breaker gecharge het, vanuit 'n geweldige klap gemaak en dan het hulle vir my gelag. En daar het hulle toe nou uitgevind dat die relay gaslek. So dit is 1 breaker met 1 relay, nie 6 breakers met hoeveel relays, soos wat daar nou tans 'n voice note op sosiale media, WhatsApp en allerhande Telegram groepe nou hardloop, wat sê Gerda Senekal lieg nie. Ja. Ek kan niks baat daarby vind om vir die gemeenskap te jok nie, want my brood en botter hang van hulle af, want dis hulle stemme wat my in die posisie plaas. So as ek gaan begin 'n jok vir die gemeenskap, gaan ek sonder werk sit. So niemand het gejok nie. Die inligting is net nie in tyd en deur die regte persone aan die publiek gegee nie, en ek kan verstaan waar hulle frustrasies vandaan kom. En ek het begrip oor hoe hulle gister te kere gegaan het en vir ons gijslaar gehou het en geweier het, laat ons moet uitgaan. En die woorde en die name wat hulle gister daar vir my uitgeroep het, ja, dit maar dis okay. Ek aanvaar dit en ek het hulle dis okay. So die van die boodskappe wat ons kry is, vra vir Gerda, hoekom praat sy so lelik met die publiek? Iemand sê hierso, Gerda het gesê ons het 'n klomp armgatte, en ek het my net nie gesteer daaraan, die dood eenvoudig, omdat ek ken jou baie beter as dit, en ek weet, ek moet vir jou eerlikwaar sê, as daar vir my sulke name geskree gaan word, sal ek ook teen my bietjie strip op 'n stadium. Ek kan net dink dit is uitdagend. Ek het gehoor hulle sê die persoon beweer dat ek het gesê hulle is varke en hulle is armgatte. Jammer dat ek die woord nou op radio sê. Ja. Maar ek was in teenwoordigheid van ander persone daar gewees en wat vir my kan getuig dat hulle wou in die eerste plek nie eens na my geluister het nie. Hulle het vir ons verskriklik gevloek en geskel, en die polisie wat binne was, het ons weerhou om met die gemeenskap te gaan gesels. So ek weet nie op watter stadium moes ek daar die woorde gesê het nie. In die eerste plek sal ek hoop die mense ken my nou al so goed, laat ek nie tot sulke uitlatings sal kom nie. Nee, definitief. En as ons moet, en nie dat ek my wil verdedig en 'n platform wil gebruik om my te verdedig nie. Ek weet in my hart, ek het dit nie gesien nie. Ek weet dit is 'n onwaar storie. En dat ek sal dit glad nie na mense so verwys nie, want ek meen op die einde van die dag 'n wiel draai en as dit terugkom na jou toe kom, dit baie erger terug na jou. Gerda, ek het nou die dag te sien op Facebook, ons memories, ons doen hierdie al, jy sal onthou, ek kan nie sê Tannie se naam onthou nie, maar ons doen hierdie al verskriklik baie jare. Dis wat seker 15 jaar, ek weet nie, dis dalk langer, I don't know. En ek ken jou baie goed, en ek kan nou vir jou sê, ja, ek kan getuig dit is nie die tipe taal wat jy sal gebruik nie, dis nie die woorde wat jou mond uit sal kom nie. So, dan wil ek vra nou, ek weet nie wie daai persoon is wat daai voice note gestuur het, wat nou gesê het nie, ek herken nie die stem, ek ken nie die persoon nie, maar ek wil vir jou vra, as jy een van die ouens is wat daai voice note aangestuur het, hierdie opname gaan ek nou beskikbaar stel op die WhatsApp kanale en op die groepe, en ek kan hom vir jou aanstuur ook. Dan wil ek vir jou vra, stuur asseblief hierdie opname ook aan, net dat Gerda ook haar punt kan sê van wat eintlik daar gebeur het. Hoekom het hulle jou daar geweier dat jy moet gaan? Het hulle gesê jy moet daar bly tot die krag reg is, of jy gaan nie huis toe nie? Ja, dit is wat hulle wil gehad het, en ek kan dit verstaan. Ons moet onthou dat dit nou die tweede keer is in amper 30 dae wat hulle nou weer so lank af is. En hulle verloor kos, hulle verloor vleis, hulle verloor besigheid, né? Verloor besighede. Ja, so daai besighede aan daai kant, hulle kom vra nou al vra en antwoorde en goed, en ek het eenvoudig net nie vir hulle antwoord nie. Maar besef jy mense nie dat, en dis wat ek gisterand van die kliënt sê is, besef jy mense, jy kan net soveel omdraai sê, okay, weet jy, is fine, dan gaan ek nie verder betrokke raak hierby nie, ek gaan nie vir julle verder inligting kry, by die mense van Eskom nie, sorteer julle dit maar self uit, want eintlik is jy net daar om te probeer help, en in te tree as kommunikasie tussen wat daar gebeur en die publiek daar buite,
en dis verkeerde persoon. Jy's nie een wat gebreek het nie, jy's ook nie een wat daar werk nie. Dis nie jou hande wat vuil is daar nie. Verstaan jy? Is letterlik maar net probeer jy inligting vir ons deurgee om die inligting al buite te kry. So en ek verstaan heeltemal. Ek kry mense so jammer, want ek kan nie dink so lank sonder krag veral in die koue, daar's 'n koue front op pad ook. So ek kan verstaan dis heated nou daar. Die mense is skeelvol, om 'n mooi woord te gebruik. Maar ek dink wees versigtig of wie dit uithaal en wie al die woorde skree. Ek meen dit is weer 'n keer, dis nie jy nie. Dit is ek kan verstaan nie. Ek wil gou vinnig praat oor hier's nog 'n ding, 'n CBD area van vereniging. Hulle sê al sit al 6 dae sonder water. Hulle is al raad op, weet jy enigiets van daar af? Ek weet daar's 'n probleem in vereniging met die water self. Die Sedibeng distriks munisipaliteit het ook 'n probleem met water. Ek het navraag gister gedoen vir die waterdepartemente en ek moet sê ek het nie opgevolg met alles wat gister aangegaan het ek dit regtig by my uitgewaai om weer op te volg, maar ek sal dit opvolg sodra ons hier klaar is. Is goed dat jy dit nou noem, want ek sou heel moontlik weer vandag daarvan vergeet het. So ek vra om verskoning. Ek weet die dame het my gebel gister en vir my WhatsApp gister gestuur, so ek sal werk maak daarvan. Goed, so ons gaan nie by al die WhatsApps vandag kan uitkom nie, maar ek hoop dit klaar dit vir jou op. Dan die groot vraag, Gerda, wat is die jongste nuus en is daar enige kans dat dit binnekort gaan aankom die CW areas? Quentin, jy sien die probleem is as gevolg van die weet wat nou gisterand gebeur het, wil Eskom glad nie meer met ons praat nie. So ek was nou na alles, was ek vanoggend weer daar gewees om weer te gaan hoor met die moontlikheid dat ek dalk weer in dieselfde situasie gaan beland. Was ek weer daar en ek het met ons electricians gaan praat en Eskom wil glad nie eers meer met my praat nie. So hulle weier volstrek om vir ons 'n update te gee. En selfs ons eie electricians wil nie vir my 'n update gee nie. So ek het op hierdie stadium geen update oor waar ons is nie, wanneer die krag gaan aankom nie. So ongelukkig kan ek op hierdie stadium geen nuus gee nie. Ons gaan steeds probeer van ons kant af om jou op hoogte te hou. Piet het nou laat weet, hy stuur vir ons foto's. Hy sê daar is aktiwiteit, hulle is aan die gang nog steeds besig daar, ten spyte van mense wat sê daar gaan niks aan daar, daar's niemand daar nie. Weer 'n keer, Gerda, ek dink al wat ek kan sê dis maar geduld. Dis ongelukkig, daar's niks anders wat ons kan doen op die stadium nie. Ja, ek wil net vra die mense moet hulle aggressiwiteit en hulle ongeduldigheid en wat heeltemal in hulle reg is om dit te doen, op die regte mense te gaan uithaal. Dit was ekskuus Gerda. Dit was my volgende vraag aan jou net voor ons klaarmaak. Waar is ons burgemeester met al hierdie? Weet hy al 'n draai gaan maak daar, is hy bewus hiervan, is hy betrokke daarbey? Wel, ek dink hy moet weet daarvan, want ek sien daar's baie opportunistiese ander span raadslede wat kom video's maak, natuurlik nou vir die opkomende verkiesing, want onthou, dis beide constituencies, en dit is wat vir my verkeerd is ten opsigte van dit. Ons is daar vir die mense, omdat ons vir die mense omgee en ons regtig wil help, en dan kom hierdie ander goed uit en dit maak dit baie moeilik. So ek is seker, hulle weet daarvan, maar nee. Hy was nog nie daar nie. Ek weet dat Kokda se hoof van sy chief of staff was gister daar gewees. Nou kan ek nie op sy naam kom nie. Hy was gister daar gewees, maar ja, silence. Ja, silence. Daar's niks nie. So dat daar verantwoordelikheid gevat word vanaf die mense wat verantwoording moet vat, is daar nie. So ek sal graag wil hê daardie aggressie wat hulle teenoor my toon, om na die munisipaliteit toe te gaan haal dit daar uit en gaan vra daar antwoorde. Soos ek genoem het, selfs die kommunikasiedepartement het nie 2 keer 'n notice geissue. En dit was Sondag was die laaste een. En hulle het gesê 9 uur. Nie ons nie Pieter nie ek nie. Hulle het gesê 9 uur. So, gaan vra vir hulle dan nou antwoorde, want daar word nou nie meer met ons gesels nie. Maar ek sal nog steeds my plig doen as raadslid en teenoor die gemeenskap. Ek sal weer later vandag 'n draai gaan maak daar, met die risiko dat dit weer in dieselfde situasie sal wees, maar ek moet daar wees. Dis wat van my verwag word. Dit is ook net Gerda wat weer sal teruggaan soheen toe ek gesê het, luister, los dit. Mense vra dan vir jou kuies, iemand sê ons dink jy's 'n eystervrou, jy's die enigste een wat wragtig try om te help met ons dorp ou eyster, sê iemand daar.
daarso. En dan nog 'n paar mense wat sê dit is nie net daai persoon nie, ryk is en die medium klas suffer ook daardeur. So dis nie net arm gehad dat die hart gaan uit vir daai mense. Nou ja, ons gaan ongelukkig tyd hê vandag om al die boodskappe uit te kom nie. Ek wou net gehad het ons 'n bietjie duidelikheid kry oor daai boodskap wat die rond te doen. En ek wil vir jou vra as jy hierdie boodskap nou kry op jou foon vandag, asseblief stuur hom aan dat ons net duidelikheid het. Ons gaan jou op hoogte hou op die kanale oral waar ons kan om soos ons nuus kry, gaan ons jou probeer op hoogte hou daarmee. Gerda, ek sê vir jou dankie, baie sterkte. Jammer vir wat die mense lelik was met jou. En hopelik volgende Dinsdag sit jy hier en sê daai krag is darm reg. Ek hoop ek sê vanaand daai krag is reg. Ek dink daai mense voel ook so. Baie dankie vir die geleentheid, Quentin, soos altyd. Goed gaan, Gerda.